As verwerping jou vandag laat voel dat jy is nie genoeg nie, luister mooi, hierdie boodskap is vir jou en deel dit asseblief, want iemand anders sit dalk vandag alleen met presies dieselfde pyn. Nommer 1, hou op om jou waarde te soek by mense wat jou seer gemaak het. Een van die grootste leuns wat verwerping in jou hart plant, is hierdie: as ek net meer kon doen, as ek net beter kon wees, as ek net anders was, dan sou hulle my lief gehad het. Jy kan jouself stikkend probeer bewys aan mense wat steeds nie regtig jou hart raak sien nie. Jy kan jouself leeg gee vir mense wat nog steeds sê, dit is nie genoeg nie. Galasiërs 1:10 sê, probeer jy dan nou mense tevrede stel of vir God? Jou waarde kom nie van mense se goedkeuring af nie. Jou waarde kom van God af. Voor mense jou een kant toe geskuif het, het God jou alreeds lief gehad. Nommer 2, verwerping is nie altyd te bewys dat daar iets fout is met jou nie. Soms wys verwerping wat in die ander persoon se hart aangaan. Hulle seer, hulle beperkings of hulle onvermoë om jou te kan lief hê, of hulle gebrokendheid. Jy moet ophou om elke mens se reaksie as 'n uitspraak oor jou waarde te aanvaar. As iemand jou koud behandel, beteken dit nie jy is waardeloos nie. As iemand jou uitsluit, beteken dit nie God het jou ook uitgesluit nie. Psalm 27:10 sê, al sou my vader en my moeder my verlaat, die Here sal my aanneem. Laat daardie woorde in jou hart insak, die Here sal jou aanneem. Mense kan wegstap, maar God bly. Nommer 3, breek die leuen in jou gedagtes en in jou hart met God se waarheid. Verwerping gebeur dalk net een keer met jou, maar jou gedagtes kan dit 1000 keer oor en oor speel. Ek is nie goed genoeg nie, niemand wil my hê nie, ek gaan altyd alleen wees, daar is fout met my. Maar jy hoef nie elke gedagte te glo, net om dit hard in jou binneste praat nie. Jy moet terugpraat met die waarheid. In Genesis 16 lees ons van Hagar. Sy was 'n slavin in Abraham en Sara se huis. En Abraham kon nie kinders kry nie, en toe slaap hy met die slavin Hagar. En sy het nie 'n keuse gehad nie, sy moes dit doen. En toe Hagar swanger raak, behandel Sara haar so sleg dat sy weggevlug het in 'n woestyn in. En sy sit daar alleen, swanger, misbruik en verwerp. Maar daar in die woestyn ontmoet God haar. En Hagar noem vir God El-Roi, die God wat my sien. Dalk voel jy vandag ook onsigbaar. Dalk voel jy misbruik. Dalk voel jy verwerp. Dalk voel jy niemand sien wat dit aan my hart gedoen het nie. Niemand sien hoe seer dit my gemaak het nie, maar God sien jou. Wanneer jou gedagtes sê jy's nie genoeg nie, sê hardop, hierdie verwerping definieer my nie. God sien my en God het my lief. As hierdie boodskap jou hart aangeraak het, comment amen hieronder en deel dit met iemand wat vandag moet onthou. Mense kan jou verwerp, maar God sal jou nooit los nie. Laai my daaglikse hoop app af vir daaglikse stemnotas van my en 'n gemeenskap waar ons vir mekaar bid en 'n plek waar ons getuienis kan deel. Die skakel is hier bo in die plasing en in die comments hieronder.